So jy was suksesvol geweest en jy huur 'n huis in Anlin op daai stadium. Yes, toe ek ja, hier in Pretoria. Ja. En soos ek sê nou is die heiligheid nou nie van dit wat 'n mens nou kan sien nie. Jy het jou redelik oorgegee aan drank op daardie stadium. Ja. En dit was besig om jou liggaam af te breek. Ja, kyk wat gebeur het. Ek het ons was maar altyd sosiale ouers, maar hierdie keer as gevolg van ek het my hart in projekte ingeleef. Dis reg. En iemand wat nogal obsessief raak oor sekere goed en jy kom agter jy kan nie daai target haal nie en terwyl jy op pad is toe verloor en ek gaan eerlik sê jy moet baie dis een deel van my lewe wat ek gee regtig my hele lewe kan gebeur net soos hy gebeur het. Daar's niks wat ek regtig voel anders moes gewees het. Yes. Want ek strek my uit na wat voor is, maar jy moet versigtig wees dat jou verstand nie seer kry nie. Jy moet na jou verstand kyk. Hou jou verstand dis die een wêreld wat jy moet sterk hou en ek het 'n ongelooflike sterk mindset gehad en vir een of ander rede toe die mindset van my nou, maar eintlik wil die Here my ook maar geleer het, dis nie my mindset nie, dis God se mindset wat tel. En hier kry ek 'n knak natuurlik en wat jy doen is jy begin jouself maar vir 'n oomblik bietjie in hierdie wêreld laat ingaan wat die eintlike ding was ek het totaal in 'n depressie ingegaan. En dit het natuurlik die reaksie gewees en mense kon sien dat ek gaan agteruit. En ek dink op 'n stadium op hierdie stadium as ek 2 of 3 maande nog sou geleef het, was dit baie, want ek is toe klaar. En my liggaam is toe klaar. Dis reg. Ek wou nie eet nie. Ek het 'n goeie Portugese vriend gehad wat 'n restaurant hier gehad het. En hy het nog as ek daar in die restaurant kom het hy vir my vertel van hierdie Portugese. Hy het geweet ek het baie in Italiaanse geregte in nagevors en Franse geregte. Noem die ding, ek was baie betrokke met sulke goed. Absoluut. En hy het my gecatch deur vir my te sê hy het hierdie resepte. Ek moet bietjie dit proe en ek het later uitgevind hy het my eerder probeer meer laat wil eet. Wat hy het gesien wat besig is om te gebeur. En dit is nie 'n kerkman nie. Dis nie 'n kerk, ek dink nie die kerk ou sou vir my dit gedoen het nie. Maar nie dat ek sê daar is nie wat dit sou gedoen. Hy het dit 100% verstaan waar ek is. En hy het nie een keer vir my gesê so op pad hel toe. Net een keer vir my gesê op jy verloor alles, jy's klaar. Ek bedoel toe is ek nie een keer hy het verstaan en hy het gekyk of hy deur voedsel my in die lewe kan hou en ek het geweet waarmee hy besig was. Ek het geweet. Dis wat hy probeer. Ek het deur sy plan gesien. En dan gooi ek maar 'n bietjie kos en so aan, maar met die gedagte dat ek sê vir my self as jy nie hierdie projekte en hierdie goed daar kon hou nie, dan is dit beter om te groet. Want gedurende die projekte en my persoonlike lewe was daar nog 'n klomp suur mense ook in my lewe gewees. En die een is kwaad en die een is vies en hierdie een is dik vir my. Daai een is klaar en ek is 'n eksentrieke mens. Nou dit is moeilik om saam met 'n eksentrieke mens te leef. Ek wil nou vir jou sê as jy nie verstaan van eksentriek ek is, leef vir 3 maande saam met my dan gaan jy weet wat is eksentriek. En ek is 'n redelike temperamentele mens in die sin van toe ek jonger was het hulle vir my gesê ek het 'n kunstenaars temperament. Nou ek het geweier om dit te glo want ek het gesê geen mens met 'n kunstenaars temperament hê nie. Dit is maar hoe ek is en op 55 moet ek nou maar ek begin nou maar al vrede maak dat ek 'n kunstenaar ek haat dit om dit te sê maar ek het 'n kunstenaars temperament. Ek is eksentriek en dit min mense verstaan sulke mense. Absoluut. En ek neem jou glad nie kwalijk as jy my nie verstaan nie en jy hoef ook nie want ek gaan jou nie mis nie. Maar met alle respek gesê, ons speel nie die games wat ander ouens speel nie. En kyk wie kan mekaar van hou nie. Maar so ek sê vir die Here op daai stadium, dis wie ek is. Ek sê vir die Here, jy het my so in die wêreld laat inkom. Dan moet jy my nou maar so vat. Ek maak nou klaar. En my liggaam is besig om in te gee. Absoluut. En ek sê vir die Here, kom ons help 'n hele klompie arme mense wat regtig ek kan sien terwyl ek asemhaal is hulle bitter, hulle suur, hulle is
Ek is net daai suurlemoen wat jy eet en vir 'n babatjie gee, dan sien hy trek sy gesig so. Ek is die suurlemoen. En ek sê vir die Here, ek het nou al aan dat ek intelligent is en anders dink, dis 'n realiteit. Ek sê vir die Here, maar wat help dit my? Kyk waar sit ons nou? Kyk hoe lyk dit nou? En so het ek deeltyd seker 'n paar dae met die Here geredeneer en my liggaam het begin ingee en ek bly dink dit was 'n maandagoggend, nie by 'n kerk nie. Absoluut. Sit ek die oggend en ek word wakker en ek beplan weer 'n dag wat ek nie by myself wil wees nie. Ek besluit ek wou nie my eie lewe ek wil neem nie, want dan gaan hulle sê ek het dit gedoen. Maar jy wil gaan. Ja, maar as ek dit nou doen soos ek nou beplan, dan sê hulle, hy het uit 'n ding in sy lyf gehad, ja. En ek sê nogal vir die Here, as ek dan daar aankom, dan kan ons net die ding verder praat, en dan kan die Here ook nie sê, ek het dit gedoen nie. Jy is nogal witty. Ja, ek het ons nou dinge in my lyf opgetel. Jy weet, daai tipe ding. So, maar hy is die kenner van die hart. Amen. Hy is die kenner van die hart. So, ek was maar dom daai tyd, nou weet ek sal hom nie uitgevang het nie. So ek dink by die kant en daai kant is ek alright, want as ek nou as ek die daad nou doen, dan weet die hele lot, die kant dit en die hele besigheid daar, kom ons noem dit daar bo weer dit ook. So ek wil myself balance. En ek die maandag sit ek en dis die oggend, seker 7 uur, 8 uur, sit ek in daai huis en ek sê vir die Here, ek sien ek is omtrent klaar. En ek sê vir die Here, ek wil net sê, ek was nog tot vandag toe, oor my hele lewe nie rebels teen die God uit nie. Ek was nog nooit, ek glo nie in die blame game nie. Ek sê vir die Here, alles wat tot hier toe gebeur het is Chris Marks se besluite. Niemand is daar om te blameer nie. Ek blameer niemand nie. Is ook nie waar ek groot geword het nie. Ek dank die Here ek het in 'n pastorie groot geword. Ja, ek sien as ouens wat sê as jy in 'n pastorie groot geword het, dis dit ander. Ek is bly ek het in 'n pastorie groot geword. Weet daar's ander mense wat in plekke groot word sonder kos en klere en goed, ons het smart groot geword. Amen. En ek het die uitdagings van 'n pastorie, dit het niks aan my gedoen nie. Ek het ander ouens gehaak, hulle moes nie my gekarring het. Maar nou sit ek in hierdie situasie en ek sê vir die Here, dis nie my opvoeding nie. Dis Chris Marks. Ek is eksentriek. Ek is weird. Ek het daai tyd reguit gesê ek is 'n weirdo. En ons weirdos en eksentrieke ouens ek sê ook vir die Here moenie lank leef nie. Ons doen ons ding, ons slaan 'n klok en dan gaan ons weer uit. Vat al ou Mozart het maar 34 jaar, jy weet. Ek sê ek gaan werk al hierdie ouens, ek sê Here, so ek dink dis nou daai tyd. Dan kan ons nou maar gaan. Min weet ek dat God het met my 'n afspraak, want hy kom een ding agter, wat ek het die ontmoetings gehad, maar ek moet 'n persoonlike ontmoeting met die Here van die leerskare kry.